Goeiemôre, dit is Sondag die 12de Oktober. Vanoggend is ons saam by Lukas 17 vers 11 tot 19 en ons tema vanoggend is Disippels van die Here beoefen dankbaarheid. Welkom by die erediens van NG Gemeente Skatbere. Mag jy saam met ons God se teenwoordigheid, sy nabyheid, ja sy heerlikheid vandag beleef. Ons begin ons diens met Romeine 8 vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, hulle is kinders van God. Dit is my voorreg om jou te groet, kind van God, en vir jou te sê, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Vanoggend gaan ons die verhaal lees van 'n Samaritaan. Jesus het in sy bediening nie net by die Jode gebly nie, hy het maar gereeld hier in die gebied van die Samaritane ook geraak en gereis, en met 'n hele paar interaksies vir ons opgeteken met die Samaritane. Ons dink maar aan die vrou by die put, by 'n Samaritaanse dorpie. Ons ken die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Vandag is ons ook by die storie wat genoem word, die dankbare Samaritaan. Dis nie 'n gelykenis nie, dis 'n verhaal wat Lukas vir ons vertel werklik gebeur het. Dit gaan ons laat dink oor dankbaarheid, oor goed wat ons lewens verander en die gevolg wat dit op ons as mense het en hoe ons uiteindelik ook daarop reageer. 'n Konsep wat ons moet verstaan uit die Nuwe Testament en die Bybelse wêreld, ook maar vandag, is dat daar bestaan 'n weldoener en dan wat iets gee vir iemand anders. 'n Weldoener wat 'n daad doen en hierdie daad gaan na 'n ontvanger toe of iemand wat dit ervare begunstigde, en dan veroorsaak dit by die begunstigde dankbaarheid, wat dan weer iets terug doen, en dankbaarheid betoon teenoor hierdie weldoener. Ons gaan na hierdie raamwerk kyk en ook bietjie sien hoe dit ons lewens raak. Vir die Joodse wêreld was iemand wat melaats was eintlik dood, want hy kon nie terugkom by sy familie nie, hy kon nie weer deel wees van die gemeenskap nie. So 'n melaatse wat gesond word, as jy 2 Konings 5 vers 7 lees, jy sien is eintlik soos iemand wat uit die doodheid opstaan en weer lewe. Dan gaan ons vandag sien, wat is die reaksie van mense, of 'n mens daarop. En ons gaan 'n bietjie kyk na dankbaarheid in ons eie lewe. Voordat ons Lukas 17 lees, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons kan saam wees as 'n gemeente, dat ons kan saam wees as gelowiges en luister na u woord. Ja, Here, al is ons nie altyd fisies by mekaar nie, u is by ons. U bind ons saam tot een geloofsgemeenskap, een volk, een koninkryk vir u. Mag ons vanoggend u stem hoor, Here, in die woord, in die prediking, mag ons veranderd, vernuwe, gaan lewe. Dankie Here dat ons vry kan sit en luister na u woord, dat ons eie Bybels kan lees, ja, soveel verskillende vertalings, selfs op ons selfone. Ons bid vir hulle wat nie Bybels het nie, vir hulle wat nie vry by mekaar kan kom nie, wat vervolg word vir hulle geloof. Versterk hulle, Here, mag hulle sterker en nader aan u leef, in Jesus Christus se naam. Amen. Op reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en hulle roep hard, Jesus, Here, ontferm u oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En hy vir hom sê hy, staan op, gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Disippels beoefen dankbaarheid. Jy kan nie dankbaar wees as daar nie iets gebeur het.
as jy nie iets ontvang het nie, as daar nie iets met jou gedoen is nie. En dan kan nie iets vir jou gegee word, jy kan nie iets ontvang of iets met jou gedoen word, as iemand dit nie doen nie. Daar moet 'n weldoener wees. Partykeer in ons lewe weet ons wie die weldoener is. Baie maal in ons lewe, veral as ons kleiner is dit ons ouers. Partykeer ons oumas en oupas. Partykeer is dit 'n vriend of 'n vriendin of iemand anders. Partykeer is dit 'n vreemdeling en weet ons glad nie wie dit is nie. Maar agter elke iemand wat iets goeds vir jou doen, elke iemand wat jou liefhet, elke iemand wat vir jou omgee, wat jou bederf, wat jou red, is daar 'n God wat dit vir hulle moontlik gemaak het. 'n God wat jou nog meer liefhet. 'n God wat jou geskep het. Daarom het iemand gesê, as iemand iets vir my doen en ek is dankbaar, is ek altyd dubbel dankbaar. Ek is dankbaar teenoor die persoon wat dit gedoen het. Ek is dankbaar teenoor God wat in daardie persoon werk en het vir daai persoon moontlik gemaak het. Die van julle wat die film Shawshank Redemption onthou, sal onthou, daar was 'n ongelooflike toneel van 'n weldoener vir hierdie gevangenes in die tronk. Die gaan oor 'n man wat onverkeerlik tronk toe gestuur is vir 'n moord op sy vrou, en dan kry hy dit reg om in die tronk se biblioteek langspeelplate te ontdek. En dan op 'n stadium gaan hy by die hoofbewaarder se kantoor in, en hy sit 'n langspeelplaat van Mozart se Marriage of Fiago op, en hy speel dit vir die hele tronk se luidsprekers. Eers sluit hy homself toe in die kantoor, dat hulle hom nie kan stop nie. Die gevangenes weet nie wie hierdie wonderlike musiek speel nie, en dan dink hulle, en party van hulle, dat dit is God. Daardie tyd sê een van die gevangenes, I don't know what those ladies were singing, but it's so beautiful, it couldn't be expressed in words. It made these prison walls dissolve. Every last man felt free. Andy, do you hear that? I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I like to think they were singing about something so beautiful it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared, higher and farther than anybody in a great place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. It pissed the warden off something awful. Open the door. Open it up! Dufresne, open this door! Turn that off! Ja, wanneer hierdie wonderlike ding vir hulle gedoen word, wanneer hierdie musiek met hulle gedeel word, voel hulle totaal vry weg van waar hulle was.
en waar hulle in die tronk is. Nou, eindelijk vir sy moeite word hy in solitary confinement gesit, alleen in 'n sel sit vir 'n lang tyd, en dan vra hulle vir hom, of hy die platespeler kan saamneem, en dan sê hulle, nee, sê hy, dit maak nie saak nie, want dis die wonderlike van musiek, niemand kan dit by jou vat nie, jy onthou dit in jou kop, die musiek skep by jou hoop. Die dankbare Samaritaan het omgedraai, want hy het skielik hoop ontdek. Hy het skielik ontdek dat daar iets wonderlik in sy lewe gebeur het, en dat dit sy hele toekoms vir hom oopmaak. En daarvoor kom sê hy vir Jesus, dankie. Jim Carrey, wat baie bekend is vir sy komiese films, hy het geskryf en gesê, I would challenge anybody in the darkest moment to write what they are grateful for. Even stupid things like green grass that make them feel good. The friendly conversation they had with somebody in an elevator. And then you'll start to realize how rich you are. Ons sing die liedjie, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Dit sê simulaatse nommer 10, die een wat omgedraai het, hy het ook getel en gesien, sy hele lewe het verander. Marcus Cicero, Romeinse skrywer, sê, dankbaarheid is nie die grootste van alle deugde nie, dis die moeder van alle deugde. Wat doen hierdie weldaad, die weldaad wat die weldoener doen? Ons weet in die Samaritaanse man se geval is dit om hom gesond te maak. In Shawshank Redemption is dit hierdie onverwagte musiek om vir mense nuwe hoop te gee. Mozart, die groot komponis, het ook vir ons hoop gegee, iets van God se heerlikheid laat beleef deur sy musiek. Karl Barth sê, hy wil, voor hy enige iemand anders in die hemel gaan soek, enige van die groot teoloë, of selfs van die Bybelskrywers, sal hy vir Mozart gaan soek. En hy sê, want Mozart het definitief 'n gawe gehad, om God se klanke vir mense oop te maak. God doen soveel meer uiteindelik vir ons. God gee vir ons genade en liefde deur Jesus Christus, vryspraak. Maar dan bedoel God ook liefde aan ons deur mense wat rondom ons is. Nou die meeste van die weldade wat mense aan ons doen, is nie so wonderlik soos om vir ons te sterf nie. Is nie so wonderlik soos om miljoene rande vir ons te gee nie. Dalk is dit jou ma wat vir jou 'n koekie gee. Dalk is dit 'n bestuurder wat stadiger ry dat jy voor hulle kan ingaan, omdat jy amper jou aflaai gaan mis. Dalk is dit vriende wat mekaar vashou, selfs nadat een 'n wedstryd verloor het. Dalk is dit om net 'n sjokolade uit te deel by die kerk as jy verjaar, of vir iemand 'n drukkie te gee as hulle nie goed voel. Ons weldade is partykeer baie eenvoudige goed, en ons moet dit in ons lewe nie miskyk nie, ook nie in die lewe van ander mense nie. Verbeel jou, ek is 'n gas in 2 mense se huis, en hulle is uitstekende kokke en gasvryheidsagente, en dan bedien hulle gebruikelike trooskos, pampoen met gemmersop en 'n smaaklike beerestert breedie. Ek sê dankie, en dan sê dit, maar wat presies hier aan die gang is, dat mens besef hoe dankbaar ons altyd kan wees. Want wanneer hulle kos voor my neersit, sê hulle vir my uiteindelik, jy is my vriend. Ons wil die lewe vier, en ons wil jy moet saam met ons wees. Jy moet saam met ons dit vier. Daarom is eet in die Bybel nog altyd ongelooflik belangrik. Is dit vir die skare sleg as Jesus saam met die sondaars gaan eet? Want kos, sê ons, deel die lewe. Ons is weldoeners vir mekaar. Ons sorg vir mekaar, ons gee om vir mekaar, ons nooi mekaar uiteindelik in. Soveel weldade wat God vir ons bewys, soveel weldade wat ons vir ander kan bewys, wat ons nie regtig iets kos nie, wat eintlik baie maklik is. En dan die begunstigde. Ons dink uiteindelik begunstigdes is net mense wat iets ontvang en dan sê dankie, maar daar's meer as net dankie sê.
Dis eintlik op 'n ander manier van leef, lojaliteit teenoor die een wat vir jou dankbaarheid of vir jou iets gegee het. Hierdie Samaritaan was nie net dankbaar in sy hart nie. Sy dankbaarheid het uitgevloei in 'n dankie sê vir Jesus, in 'n omdraai en teruggaan. Sy dankbaarheid vloei uit in 'n dankie sê vir God, hardop vir God prys, voor Jesus neerval en hom dank. Partykeer is ons dankbaar, maar ons hou dit vir onsself. Ons dankbaarheid teenoor God is iets wat ons deel met ander. Dit is deel met God. Ons dankbaarheid teenoor mense, as jy 'n geskenk ontvang, sê jy vir hulle dankie. Omhels jy hulle. Ja, maak nie saak wat die geskenk is nie, sê ons dankie. Sê ons in ons lewens vir God ook dankie vir dit wat hy vir ons doen. Dit is nogal 'n vraag wat ons baie keer in ons lewe moet antwoord en sê, is ek regtig bewus van hierdie genade wat van buite my afkom? Wat van God afkom? As ek in my eie self dink, my gawes, my talente, my menswees, besef ek dit kom van God af. Besef ek, dis nie omdat ek wonderlik of oulik is nie, dis omdat iemand my lief het dat ek dit ontvang het. En dan, hoe lyk my dankbaarheid? Borrel dit spontaan uit? Is dit iets waarvan my hart vol is? Of is dit iets wat ek half regtig wegsteek in my lewe? As ons by die nagmaalstafel is, dan doen ons 'n danksegging. En dis nie oor net hoe spontaan ons voel nie. Dit is die reaksie van mense wat vir God lief het. Ja, daai 9 melaatses wat weggestap het, het nie die dankbaarheid gedeel nie. Nie omgedraai en iets gedoen. Ons Christelike plig, ons liefde vir God, dwing ons om ook vir God dankie te sê en 'n dankie sê lewe te lei. Brian McLaren sê, gratitude may be the greatest secret to happiness there is. But if there's a case, wealth comes with a hidden danger, a threat to happiness. The more we have, the more we need to practice gratitude. Otherwise, we'll begin to take everything for granted. If we have little, we also need to practice gratitude, so that our little is greatly appreciated and count for more happiness than the much that is little appreciated. The well-off or the poor all stand in utter need of great gratitude. Jesus vra vir die Samaritaan, is daar nie 10 wat genees is nie? Waar is die ander 9? Daar is 'n groot gebrek aan dankie sê in ons wêreld. Ons moet nie die 10 manne te vinnig blameer en hulle lewe of hulle situasie onderskat nie. Hulle wil terug by hulle families kom en die enigste manier is om uiteindelik hulle self vir die priester te gaan wys. Hulle beleef iets van 'n opstanding uit die dood wanneer hulle gesond word. En net die Samaritaan draai om en kom sê dankie. Ons as mense vergeet maklik dat ons moet dankie sê. Van kleins af leer ons kinders, wat is die geheime woord of die towerwoord? Dis om dankie te sê. Ons is maar van nature dalk nie heeltemal ondankbaar nie, maar ons druk dit nie altyd uit nie. As dankie sê die enigste gebed is wat jy ooit bid, is ook dit genoeg. Sue Bender skryf in 'n boek, Everyday Sacred, hoe haar houding teenoor dankbaarheid ontwikkel het, hoe sy verander het. Sy sê, dit het gegaan oor 'n kalkoen wat ontplof. Sy en haar man het op 63 afgetree en besluit hulle gaan nou na 'n prokureur gaan en 'n testament opstel, en ook 'n trust vir hulle kinders skep. En toe vra die prokureur vir hulle, wat sal julle doen in die geval van 'n ontploffende kalkoen? En hulle sê, 'n wat? Die prokureur sê, 'n ontploffende kalkoen. Hy sê, wat gaan julle doen as julle as familie bymekaar is, en julle sit almal saam aan ete, en julle kook 'n lekker kalkoen in die oond, en as julle hom op tafel sit, en een druk 'n mes aan, dan ontplof hy, en almal is dood. Wat gebeur dan met al julle goed? En sy sê, dit was nogal 'n opwindende vraag om te dink, wat gebeur dan met al die goed as die hele familie, vir hele gesin op een slag weg is? En dan sê dit laat hulle ook skielik dink oor hoe ons moet dankbaar wees, en watter mense teenoor hulle wil dankbaar wees in hulle lewens. Om 'n lys te maak van almal wat hulle lewens aangeraak het,
dalk nie familie en vriende nie, dalk weier ook hulle lewens geraak het. En uiteindelik ook te onthou, maar is God by wie alles begin het. As dankbaarheid die enigste gebed is wat jy bid, is dit dalk genoeg. Paulus vir ons sê in Tessalonisense 5 vers 18, dat ons dankbaar sal wees onder alle omstandighede. Tauler van Strasburg in die 14de eeu, 'n heilige, by 'n bedelaar les geleer. Hy het by die bedelaar verbygestap en die bedelaar vir hom gesê, mag God vir jou 'n goeie dag gee. Toe sê die bedelaar, ek dank die Here dat ek nog nooit 'n slegte dag gehad het nie. Tauler was vir 'n oomblik stil. Toe sê hy, God gee vir jou 'n gelukkige dag. En toe sê die bedelaar, ek dank God dat ek nooit ongelukkig is nie. En toe sê Tauler vir hom, nooit ongelukkig nie. Wat bedoel jy, hoe kry jy dit reg? Wel, sê die bedelaar, as die weer mooi is, sê ek vir God dankie vir mooi weer. As dit reën, sê ek vir die Here dankie vir reën. Wanneer ek baie het, sê ek vir die Here dankie vir dit wat ek het. As ek honger is, sê ek vir God dankie. En aangesien God se wil my wil is, wat hom tevrede maak, maak my tevrede. Waarom sal ek dan ongelukkig wees? Ek kan nie wees nie. Toe vra Tauler vir hom, wie is jy? En toe sê die bedelaar, ek is 'n koning. En toe sê Tauler vir hom, 'n koning? En jy lyk so, maar waar is jou koninkryk? En dan antwoord die bedelaar rustig en versekerd. Hy sê, my koninkryk is in my hart. Dankbaarheid laat ons besef dat daar meer is in die lewe as net wat ons is en wat ons het in mense se oë. Is om God se teenwoordigheid, sy sorg raak te sien. Dit wat hy doen vir ons, wat hy doen vir ons deur ander mense ook. Ons moet gaan omdraai en gaan dankie sê. 'n Dankbare lewe lei elke dag, en dit gaan vir ons hoop en vreugde, ja, dit gaan die wêreld om ons totaal verander. As jy nou daar waar jy sit by die huis, 'n leë bladsy moet neem. Dink bietjie aan iemand wat 'n genesende rol in jou lewe gespeel het. Iemand wat 'n verskil gemaak het in jou lewe. Skryf daai persoon se naam neer. Skryf dalk 'n kort stukkie oor wat die persoon gedoen het wat jou lewe verander het. En dan in die week, kontak die persoon en sê vir hulle dankie. Dankie vir dit wat hulle in jou lewe kom doen het. En daarmee saam sê vir God dankie, dat hy ook mense op jou lewenspad plaas. Gaan kyk waar jy deur God op iemand anders se pad geplaas is. Here, dankie dat ons in u liefde kan lewe. Dat u genade oor ons uitgestort word. Maak deur die Gees, Here, ons dankbaar. Laat ons seëninge tel en dit daagliks vir u voordank. Here, dankie dat ons kan bid vir mekaar as gemeente, as gelowiges. U ken ons nood, ons vrese, ons pyne, Here, ons kommer, ons vreugdes. Dit alles plaas ons voor u. Geef vir ons 'n nuwe kyk op die lewe. 'n Kyk waar ons met hoop kan leef. U raak sien, Here, waar ons met vreugde voortgaan, al is dinge rondom ons moeilik. Geef vir ons wysheid oor hoe om die uitdagings van die lewe te hanteer. Dankie, Here, dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, dat ons kan saam bid vir 'n stikkende wêreld. Bring hoop en vrede deur u woord. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus, ja, die krag van die Heilige Gees, by elkeen wees. Amen. Gaan dan hier, hart en vrede.
light